Môre geliefde, welkom saam met my op hierdie pragtige sonnige maandagoggend. 'n Wonderwerk. Maar vanoggend die grootste wonderwerk van alles. Gister is ons weer gekonfronteer hieroor. Daar's 'n wonderwerk nodig. Maar kom ons lees wat sê die Here vir ons oor wonderwerke. Soos in die dae toe jy uit Egipte land getrek het, sal ek hom weer wonderwerke laat beleef. 'n Wonderwerk is iets waarin jy jou verwonder. Dis nie iets wat jy kan verduidelik nie. Dis nie iets wat jy kan gaan Google nie. Dis nie iets wat jy met wetenskaplike wette verduidelik nie. Die enigste manier hoe ons dit kan beskryf, dit is 'n bo-natuurlike ingryping. En die heel grootste wonderwerk wat nog ooit hier op hierdie aarde plaasgevind het, was die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Daar was nie bene of enige ander voorwerpe in die graf nie. Die graf was leeg. En nou lees ek vir jou wat sê Romeine 8 vers 11. Omdat die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewend maak, deur dieselfde Gees wat in julle woon. En geliefde, wat 'n ongelooflike belofte. Deur te glo in die Here, kan ons hierdie belofte van God aanvaar, wanneer ons die lewe se uitdagings moet aanpak. Wanneer ek en jy ook moet vra, Here, hierdie situasie kan net gered word deur 'n wonderwerk. En ek en jy moet glo in God se wonderwerke, soos nog nooit voorheen nie. In Lukas 17 vers 5 pleit Jesus se disippels, help ons. Ons het meer geloof nodig. En dan sê Martin Lloyd-Jones, wonderwerke is nie veronderstel om verstaan te word nie, maar moet geglo word. Geliefde, mag jy en ek vanmôre net aan God vashou, soos nog nooit tevore nie. I believe in Jesus.
and the grace to forgive. Here Jesus, U leef. En wat 'n ongelooflike waarheid om aan vas te hou, en daarom hoef ons nooit meer bang te wees of angstig nie. Ons kan maar net vanmôre in U glo. Amen. Mag ek en jy beleef wat God vir ons beplan. Sy wil, môreoggend.